Toe Jesus na die aarde toe gekom het, het hy gesê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Ons geboorteland is die hemel. Hierdie aarde is slegs 'n tydelike verblyf as vreemdelinge nadat julle in die hemel gesondig het. Aangesien julle vreemdelinge is daar meer hartseer as vreugdes op hierdie aarde. Die lewe van 'n vreemdeling is vermoeiend, rusteloos, eensaam en verlate. Ons sal egter hemel toe gaan, waar daar geen hartseer, pyn of dood is nie. Aangesien ons hoop het op pad huis toe, leef ons lewens met geestelike vreugde. Die dinge van die aarde is tydelik en sal eendag verdwyn. Maar die dinge van die koninkryk van die hemel is ewig, niemand kan hulle wegneem nie. In hierdie wêreld kom rampe skielik ongeag mense wil. Die enigste veilige plek is die hemel. Is die koninkryk van die hemel nie 'n plek wat die moeite werd is om na te gaan nie, want daar is geen misdaad, geen dood, geen pes en geen siekte nie. Daar is geskrywe dat ons burgerskap in die hemel is. As ouers burgers van 'n land is hul kinders ook burgers van daardie land. As julle God se seuns en dogters is, het julle burgerskap in die hemel. Daarom moet julle geloof hê wat by die seuns en dogters van God pas. Selfs in die wêreld moet diegene wat burgerskap in ontwikkelde lande wil verkry, goeie dade doen en aan die kwalifikasies voldoen. Net so moet julle tekortkominge vergoed en 'n volmaakte karakter as hemelse burgers verkry totdat julle die koninkryk van die hemel binnegaan. Daar is geskrywe dat julle hart moet rig op die dinge daarbo en julle met die nuwe mens moet beklee. Julle moet die klere van die koninkryk van God aantrek en die woorde van die nuwe verbond eet, wat die voedsel van die koninkryk van God is. Die Bybel sê, moenie kwaad word nie, moenie onbeskof optree nie, moenie kwaad doen nie, moenie jaloers of afgunstig wees nie, moenie steel nie, moenie seksuele insedelikheid pleeg nie. Laat ons nie doen wat die Bybel sê ons nie moet doen nie. Wanneer julle siek word, sê dokters vir julle om nie kos te eet wat julle toestand kan vererger nie, reg? Lê juist daarom alle ywer aan die dag om by julle geloof deeg te voeg, by deeg insig, by insig selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding godvresendheid, by godvresendheid broederliefde en by broederliefde liefde. Ja, so sal toegang tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus, ryklik aan julle voorsien word. Pas asseblief God se woord in die praktyk sodat julle 'n ryk welkom in die koninkryk van die hemel kan ontvang. Mag diegene met 'n ruwe karakter dit in 'n pragtige een omskep. Diegene wat God nie ten volle verstaan nie, die Bybel bestudeer om hom te verstaan. Diegene wat nie geregtigheid verkondig het nie, dit deur evangelisasie oordra. Diegene wat nie bedagsaam teenoor die lede was nie, moet sorg toon, die swakkes vertroos, bemoedig en help. En diegene wat seer gemaak het, praat genadige en pragtige woorde in plaas van woorde wat pyn veroorsaak, sodat hulle kinders kan word wat God behaag. In die hemel word burgerskap slegs aan die regverdiges verleen. Die wat kwaad doen, kan God nie sien nie.
Net soos 'n visserman vis vang, die goeie in 'n mandjie sit en die slegtes weggooi, skei God die goddelose van die regverdiges. Julle moet alles inspann om in die hemelmandjie geplaas te word. Sodom en Gomorra was so goddeloos en owerspelig dat God hulle met vuur vernietig het. En in die tyd van Noag het God die wêreld met water vernietig omdat die mense so immoreel en goddeloos was dat goeie mense nie meer kon lewe nie. In daardie tyd het hy Noag, die prediker van geregtigheid, gered en Lot, die regverdige man, gered. Die Bybel sê dat die teenswoordige hemelie en aarde vir vuur bewaar word vir die dag van oordeel en vernietiging van die goddeloses. Kom ons preek oor God wat die mensdom reden oor die waarheid van die Pasga vir diegene wat bewe van vrees dat ramp oor hulle kan kom. Kom ons sê vir hulle om vinnig na Sion te vlug. Om 'n sterwende siel te red, is om te doen wat reg is. Diegene wat sonder bruilofsklere na die bruilofsfees gekom het, is uitgesit. Julle regverdige en heilige dade is julle bruilofsklere. Daar is ook 'n lering dat julle julself met Christus moet beklee. As die burgers van die hemel wat die nuwe verbond Pasga gehou het, laat ons heilige dade beoefen. Verkondig asseblief die geregtigheid van die nuwe verbond ywerig deur goeie dade te doen. Lei baie mense na God se kant en word hemelse burgers wat 'n ryk ontvangs in die koninkryk van die hemel sal ontvang.